groot hartseer binne in my lewe. Ek het 'n besigheid begin om te kan kos verdien. En dit het nie gewerk nie, want ek is nie 'n besigheidsman nie. Ek het na 'n volgende gemeente toe gegaan, net om daar te gaan uithelp op 'n termynpos, en dit met 'n salaris van R5.000 'n maand. Ek en Hannie kon nie oorleef nie. Ons het baie swaar gehad, en op die ou einde is ons daar ook weg, en het hulle nou glad nie meer 'n predikant in die gemeente. Daar's swaar dinge wat in 'n mens se lewe kom. Emosioneel en ook fisiese druk. En die gevolge daarvan is dat jou gesondheid gee in. En jy begin baie groot probleme daarmee ervaar. Ek het ook belewe binne my kinders se lewens, dat dinge baie keer swaar gaan. Ek het wonderlike kinders. Maar Adrie het 'n baie moeilike pad geloop. Sy is deur 2 egskeidings. En vir my en Hannie was dit geweldig moeilik. Vandag is ek nou al in terme van wat die mense buitekant sien, as hulle my sien loop in die mall, is ek 'n ou man, want almal sê vir my, ook die oues sê vir my oom. En ek moet vandag nog op 'n manier besig bly. Tweerlei, omdat ek die Here liefhet en ek dit kan doen, maar ook om te kan oorleef. Om 'n ekstra sent of wat ook al te maak, sodat ons kan kos hê. Moeilike tye. In Paradys waar ons bly, het ek op 'n stadium heeltemal God verlate gevoel. Nie geweet wat ek kan toe doen. En ek en sy het by daai stadium gery en moedeloos, sommer maar net teen die lagoon gaan sit. En dit was stormweer. Wind is so sandblast, jy kan nie op die sand loop nie. Jou bene word geslaan. God verlate, binne in 'n storm. En ek kyk hier by die venster uit. Nou deur die sand, by die lagoon, is daar sulke smal, is nie 'n riet nie, dis blare, maar hulle beer so uit. En wat sien ek? Hier sit 2 strandlopertjies en skuil agter daai paar spriete teen die wind. En daar besef ek, God sorg ook vir strandlopertjies. Nou my en Hannie se huis se naam is Strandloper. Nie omdat ons gaan stap teen die see nie, maar omdat God grasspriete voorsien het, waar agter strandlopertjies geskuil het. Geliefdes, in daai tyd wat ons hulle daar gesien het ek seker vir 2 jaar nie Bybel gelees nie. Ek was kwaad. Ook kwaad vir God. Hoekom gebeur slegte dinge met goeie mense? Vrae wat binne in ons harte gelewe het. Na die episode by die strandlopertjies, het ek teruggegaan en ek het die Bybel weer gevat. En ek het begin Bybel lees, die Psalms.
met 'n verloop van tyd, deur die Here se genade, het dit heel geword binne in my hart. Nou ek weet, elke gemeente het binne in sy gemeentelike lewe ook maar krisistye. Ek weet dat elke mens het binne in sy persoonlike lewe krisis wanneer dinge vir jou te veel is en waar dit moeilik is om te bestaan, om aan te gaan. Eergister, ons huisdokter is Lotten Vosloo in Jeffreys Bay. Hy het 'n seun gehad wat verloof was en hulle het by Karede op 'n plaas het hulle gaan kuier en toe het al twee van hulle vergas as gevolg van 'n foutiewe Jesus. Is al twee dood. Daar was 'n hofsaak, die ou wat wie se grond en huis dit was, het dit alles verhuur, hy is skuldig bevind aan moord. 2 sake van moord. Eergister, toe het Lottens ouerseun met 'n motorfiets gery, hy is 'n onderwyser hier by Cape Pressie. En daar was 'n ongeluk en hy is dood. Lotten het 3 kinders verloor. Goeie mense word getref met moeilike dinge. Nou wat sê die Bybel vir ons? Kom ons kom bietjie na die gemeente toe. Ek weet julle het ook hier julle dinge gehad. En ook moeilike dinge beleef. Ek weet ook julle beroep en julle maak reg met die hoop dat die dominee gaan aanvaar. Ek weet dit, tyd van onsekerheid in die gemeente, 'n tyd van, ek wil amper sê 'n optimistiese opgewondenheid, afwagting vir 'n nuwe dominee wat moet kom. Ek is self 'n dominee en 'n mens weet nie altyd of die ou wat jy beroep gaan goed wees vir 'n gemeente nie. Partykeer is mense net dood eenvoudig onaanpasbaar en word 'n gemeente in die afgrond in bestuur. Vrese wat 'n ou binne in jou het ons die regte ou beroep, Konrad of wat is sy naam, sal hy in pas wees met hierdie gemeente. Nou, is dit natuurlik dat jy onseker kan voel oor dit wat gebeur. En nou wil ek teruggaan na hierdie teks toe wat ons gelees het in Lukas 9 van 'n vyeboom wat nie vrug dra nie. En dat die eienaar wat sy pond vleis wil hê, wat die vrugte wil hê om dit te voorsien en te verkoop om 'n bestaan te maak, hy sê hierdie boom dra nie vrug nie. Kap hom uit. Jesus, wat die tuinier is, soebat by die Vader, by God, kom ons gee hom nog 'n kans. En daarmee wil ek vir julle sê, vir elkeen van julle binne in julle eie persoonlike lewe, maar ook in julle gemeentelike lewe, wil ek 'n kruis kom plant langs jou, by jou. 'n Kruis wat vir jou kom sê, jy is onder spesiale versorging
van die hemelse tuinmuur. As dit persoonlik is, dan wil ek hê jy moet vanmôre hoor en weet. Jesus pleit vir jou. En dis vir my aangrypend. Want dit is hoekom Jesus na hierdie wêreld toe gekom het. Om vir sondaar mense verlossing te bring. Uitkoms te bring. Baie keer, soos wat ek in 'n proses was, en kwaad was, ontevrede was, in daardie proses was God. Sy seun het uitkoms gebring deur onbenullige goed, soos 2 strandlopers wat my kop en my hart gedraai het, sodat ek weer begin soek het na Jesus, na vrede, na God se teenwoordigheid binne in my lewe. En 'n nuwe hoofstuk is geskryf in my lewe. Geliefdes, hier aan die begin van 'n beroeping en 'n nuwe leerjaar, wil ek vir julle vanmôre kom sê, julle het rede om fees te vier, bly te wees, God te vertrou, dat hy vir julle uitkoms bring. As ek vandag kyk na Adrie, ons jongste dogter, en ek sien hoe lewe binne in haar lewe bruis. Ek het 'n week terug, het ek my oudste nie, haar seun het ek getrou. En dit was net eenvoudig gesproke van liefde tussen haar 4 kinders. En haar. En wat almal gesien het, en waaroor almal praat, terwyl sy, einde verlede jaar nog, in 'n geweldige krisis was. En 'n egskeiding moes deurwerk. Met baie pyn, met baie slegte gevolge, vandag nog. Maar God het deur Jesus, sy seun, toegelaat dat Adrie se lewe aangeraak word. En dat sy anderkant hierdie pyn kon uitkom, behoue, 'n wonderlike mamma, deur Jesus self versorg. Spesiale wat sal ek nou sê, spesiale behandeling wat sy beleef in haar verhouding met die Here, en hoe dit deurspoel binne in ons hele familie, en die vreugde wat dit vir ons inhou, wat dit vir ons bring. En daarom moet julle verstaan, God se tuinier is aan die werk in die gemeente, hy sorg. Maar ook in julle persoonlike lewe, binne in julle harte. Spesiale versorging, spesiale genade. God is besig om vir jou te laat deel in sy liefde. Al gaan dit moeilik, al is dit swaar, al is dit seer, hy sal jou
nooit in die steek laat. Deur sy Gees skuur en skaaf hy aan jou, aan die gemeente, sodat jy die mooiste en die kosbaarste meubelstuk sal wees. Goed gesorg. En dit beteken dan, binne in hierdie skuurproses, binne in hierdie moeilike tyd, dat God se woord, sy genade woord, dieper en dieper en dieper sal posvat, ingang sal kry, binne in jou lewe. Dan sal jou lewe nuwe betekenis kry. En die gevolg daarvan is dat ander mense se probleme gaan 'n lekker sitplek kry op jou skouers. Want die Here wil jou gebruik om mense by te staan, om mense te help. Jy is en word die spesiale bemesting wat God gee om 'n proses van heel word, genesing, ook in ander mense te laat plaasvind. Miskien in jou eie lewe, miskien in jou kinders se lewe, miskien in mense wat oor jou pad kom se lewe. En daarom wil ek vir julle sê, hier aan die begin van 'n nuwe era met 'n nuwe dominee, dat God self besig is om geestelike groei in hierdie gemeente te laat vrug dra, sodat julle regtig nader en nader aan die Here kan lewe en deel kan wees van sy versorging, maar ook van die effek daarvan in mense se lewens. En ek wil vir julle vra, gryp asseblief hierdie bonusjaar met albei hande aan. Gryp hierdie bonusjaar. Wees dankbaar dat daar 'n belofte is van lewende water wat bruis. Maak tyd vir kerktoegang. Maak tyd vir gebed, Bybelstudie. Bestudeer God se woord en los die res aan God self oor. Hy sal sorg. Hy gee bemesting. Hy gee water. Hy verseker groei. Hy verseker vrug dra. Geliefdes, en as hierdie gemeente begin vrug dra, dan gaan ander mense dit sien. Ander mense gaan van die vrugte eet. En hierdie kerk gaan vol word. God is aan die werk. Wees jy maar net bruikbaar, beskikbaar. God wil groot dinge in jou lewe begin. Die hemelse tuinier is kliphard aan die werk in jou lewe. Aan die einde van hierdie preekie wil ek maar net Filippense 1 vers 6 vir julle deurgee. Hou daaraan vas. Daar staan, ek is veral ook daarvan oortuig dat God wat die goeie werk in julle begin het,
end uit sal voer, en dit sal volendig op die dag, wanneer Jesus Christus kom. Hy is getrou. Mag die Here vir julle ryklik seën, sodat julle 'n vrugdraande vyeboom in God se boot sal wees. Here, baie dankie vir 'n voorreg daarvan om u kind te kan wees, ook in moeilike tye, en om te ontdek dat u getrou is, dat u vashou, op u skoot tel, teen u bors druk, sodat u liefde beleef sal word binne in ons ontstelde harte. Here, seën vir ons, en laat hierdie gemeente 'n sieraad wees in u koninkryk. Amen. Jo, ek het jou lekker drukkie gegee, ek is bly. Baie dankie daarvoor. Dis regtig kosbaar. Ek was so 'n ou seentjie, en ek het gehardloop en ek het my toon gestamp. En ek weet nie of julle dit self beleef het, maar die vel het omgedop en dit was so amper 'n geel vet wat daar gesit het en die bloed het begin loop. En ek het gehuil, en my ma het gekom en sy het my opgetel. En teen my ma se bors het ek ophou huil. Die bloed het gedrup aan mekaar. Dit was nog seer, maar ek was veilig. Verstaan nie? Lekker om te hoor dat jy ook veilig teen Jesus se bors was, en dat hy vrede gegee het. En ek wil hê julle moet dit vasbind. God is getrou. Hy versorg vir elkeen van julle teen sy bors. Gaan lees maar Jesaja 40:41 tot 43, en dan beleef julle dit. Geliefdes, kom ons dien die Here met ons liefdegawe. En daarna gaan ons afsluit met lied 284, en ons gaan al 3 die versies sing, en as ek die seën uitgespreek het, dan gaan ek my haas na die begrafnis toe. Ag Here, baie dankie vir 'n voorreg om ook 'n gawe na u huis toe te bring. 'n Gawe wat u wil gebruik om die gemeente in stand te hou, maar ook om buitentoe te leef en te dien.
En daarom is die gebed van ons hart, dat U hierdie gawes sal seën, sodat alles wat U beplan om daarmee te doen, Here, dat dit sal gebeur. Ons bid U seën daarop af. In Jesus se naam, met danksegging. Amen. Goed, 284 vers 1 tot 3. Geliefdes, ek wil julle seën met die seën van die Here. Mag dit vir julle ook 2 strandlopertjies wees, of mossies wat versorg word, of wat ook al, dat jy vrede in jou hart sal kry. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede